So ons Here Jesus Christus het nou die mense voorberei en hy het vir hulle gewys dat wie hy is, hy het vir hulle geleer hoe om die woord te verkondig, hy het vir hulle gewys dat hy alle krag en mag het, en Lukas 9 het 'n paar goed gebeur in die hele hoofstuk wat verduidelik hoe ons Here Jesus Christus hulle reg maak om die woord te kan verkondig wanneer hy nie meer daar is nie. Hier is die begin daarvan. En hy stuur hulle uit in vers 1 tot 9. Stuur hy die 12 uit. En ons kan dink dit is vreesaanjaend. C.S. Lewis sê, geloof is die kuns om vas te hou aan dinge wat jou rede eens aanvaar het, ten spyte van jou wisselende gemoed. Hulle het gesien wat die Here Jesus gedoen het, en nou moet hulle vashou daaraan dat wat hulle verkondig goed is, moreel verhewe is, en die beste ding is aan wie hulle verkondig. Ons lees 1 tot 6, hy roep hulle bymekaar, hy verduidelik vir hulle dat hulle moet, as mense hulle inneem in die huis, moet hulle daar bly. As hulle die boodskap verwerp, moet hulle aangaan. En hulle moet solank die nuus verkondig kan word. Ons lees ook vers 7 tot 9, dat selfs die hooggeplaastes, Herodes Antipas, gehoor het, hierdie boodskap gehoor het, gesien het wat hier gebeur, en dan verward gevra het, maar wie is hierdie man dan? Wie is hierdie Jesus, waarvan julle so praat? Gewone blouboortjie werkers bereik die hoogste van die hoogstes. Mag die Here Jesus jou krag gee om sy koninkryk te verkondig, en mag jou vashou aan hierdie wete dat die God wat alle krag en mag het in die hele wêreld ook met ons is. Mag jou woorde gesaai word met sout en mag jy lig wees vir die wêreld.